Goeiemôre, vandag kuier ek by Charmaine in Klapmuts en dit is deel van Stories of Hope. So ek wil graag haar aan jou voorstel dat sy vir julle vertel waarmee sy besig is. Hallo, ek is Charmaine Honkreer en ek is van Klapmuts dorpie. Hier in die Wynlande, in die Stellenbosch area. En ek wil graag vir julle sê, vir Martie vandag vertel van wat my droom vir Klapmuts is. Tans op die oomblik is ek eintlik ek is 'n gender-based violence survivor en aktivis ook. En ek werk graag met die kinders en soos jy agtergekom het met die EBOS skoolvakantieprogramme, maar buiten dit werk ek graag hier in die dorpie, maar ek het 'n groot droom vir die dorp. Vertel ons van jou droom. Die droom is ek wil graag Klapmuts se geskiedenis aanhaak en ek wil dit graag daaruit hê in die vorm van 'n boek en van wat ons mense doen, wat die drome van ons kinders ook is vir die toekoms in die jeug. En op die oomblik is ons besig in reëlings met die Universiteit van Stellenbosch met professor Burden, want ons dink ook daaraan ons het nou begin om inligting by mekaar te maak, actually om 'n dokumentêre program te maak. Ons 'n boek en 'n fliek. En in parallel met hierdie dokumentêre movie of film, het ek besluit maar ek gaan die boek doen. Klapmuts se geskiedenisboek ook. Dis 'n goeie idee. Van waar ons vandaan kom en waar ons vandag is en wie Klapmuts se mense is, want dit gaan oor community, want community sê wie die dorp is, nie? So, maar die grootste uitdaging op die oomblik is dat ons is nog in werking daarmee. Grootste uitdaging is dat van ons groot leiers is al reeds nie meer met ons nie, maar ons gaan nie dat dit ons afsit nie, want daar is gelukkig inligting wat nog rond lê, wat ons nou by mekaar skraap om dit te kan regkry. Maar met dit, my ander droom is, saam met dit, gesamentlik, wil ons graag, jy weet, 'n recreational centrum ook in Klapmuts stig. Ek het nou al gaan begin navorsing doen oor die geskiedenis van Klapmuts. En weet jy, Klapmuts, dit was eintlik Klapmuts Skooiland. En hier was baie pottery gedoen. Ook, behalwe dat hulle met die vee, jy weet, handel gedryf het en so aan, destyds, in die begin, jy weet in die era toe die Hollanders gekom het, en so aan, maar hulle het ook pottery gedoen, want hulle het agtergekom met die opgrawings wat in Klapmuts gedoen was. En nou, en ek is so opgewonde daaroor, want weet jy hoekom, Martie? Want ek doen pottery op O, pragtig, jy het nie geweet nie. Dis hoekom sy uit die grond uit jou bene. Ek kry eintlik hoendervleis, want ek is mal oor kuns, maar ek het nooit geweet ek is self ook 'n kunstenares nie. En ek het terwyl ek met hierdie struggle of hierdie probleem wat ek jy weet van die hak en tak plekke wat ek het in my lewe, dit is my gesondheid as gevolg omdat ek 'n survivor is, het ek natuurlik fisiese gestremdhede ook in my, maar as gevolg van dit moes ek gaan vir 'n operasie wat my lewe gered het in 2023. Dit is nou die laminectomy op die 6 wervels wat oopgemaak is. En in daai tyd, dit was vir my baie stresvol want ek sou dalk dit nie oorleef het nie. En ek het gelukkig met hierdie dame wat gewoonlik kom help. Sy's eintlik 'n kunster, sy's 'n sy mense art therapist eintlik, né? Terapeut. Ja, nou sy het ons Facebook-blad van ons Violence Arts Initiative, dis nou by NPO, het sy gesien aanlyn op Facebook en sy het gesê sy wil collaborate met ons. En toe het sy begin inkoop, dis nou so 3 jaar terug, om ook te kom help met die kinders met kunsterapie, en dit help verskriklik baie, veral vir die wat deur, jy weet, abuse gaan en trauma en met die bullying, veral want ons een geval gehad waar daar 'n kind selfmoord amper gepleeg het, en sy is, ons is so bly, she's flying, sy is vandag in matriek, sy was in graad 9 toe dit gebeur het. Dis nou aan die kant uit. Sy is aan die kant uit as gevolg van die kunsterapie. Dis nou die impak van die kunsterapie. So jy glo absoluut daaraan? Ek glo absoluut daaraan. En dis wat ek die kinders ook baie mee help, vir alles dit kom by dissipline probleme en dis nie net om hulle te dissiplineer, dis ook om vir hulle happy space te vind vir hulle, want hulle geniet dit verskriklik. Want baie kere kom hulle hier by my in die tuin
Dan reël ons dit in die tuin vir alles te sonskyn dag as dit hulle in die natuur is om te verf, jy weet, en te teken. En dan of ons doen dit in ons kerk, die Nuwe Apostoliese Kerk. Dis net in die agterstraat hier so by ons. En maar vir my, die kinders is hulle is my niche, kan ek amper sê, hulle is my happy space. Dis hoekom ek sal altyd tyd maak om met die kinders te werk. Want wat is dit nie wonderlik om 'n glimlag op 'n kind se gesig te sien wat ingestap het met 'n baie bekommerde gesiggie of baie stresvolle houdingkie, en soms jy weet sommige van hulle het daai aggressie soms en so aan, maar ek gaan vir julle sê met dit wat ons doen met hulle, dan as hulle daar uitstap, is hulle 'n gelukkige kind, 'n vrolike kind wat huis toe gaan, 'n nuwe mens. Ja. En hulle sal altyd vir my vra, Auntie Charmaine, wanneer gaan ons dit weer doen? Wanneer kom ons weer? Wanneer begin ons weer? So, dit is vir my 'n groot aanmoediging, is vir my 'n riem onder die hart om die kinders te kan help. Maar soos ek sê, deel van die droom is, as ons daar die recreational sentrums, dan wil ek die kinders ook pottery leer. Om met hulle hande te vorm. Weet jy, dit is so, daar kan jy sien, daar's van my pottery. Dit is so lekker om te kan sien. Soms dink jy nie, elkeen van ons is eintlik 'n kunstenaar. Ja, jy moet dit net ontdek, wanneer jy sien met hy klei, en jy druk hy frustrasies uit en alles, en dan raak jy weer so bietjie gentle, jy weet, weer so sagkens, en dan sien jy wat onder jou vingers vorm aanneem. So wat sien jy in die toekoms? Wat ek in die toekoms sien, is dat met al die, jy weet, hierdie negatiewe sosiale impakte wat ons het tans in ons gemeenskappe, kan ek sien dat so iets sal ons jeug baie help, en dit sal beter groot mense vir die toekoms bou, en dit gaan ook daai selftrots, daai self-eien, dis Klapmuts, dis my dorp. Nuwe leiers, né? Ja, en kyk, ek het gehelp bou, toe ek 'n kind was reeds het ek gehelp bou aan my dorp, en dis die belangrikste. En om dit net te kan sien, ek sien al reeds veranderinge, want as ek sien, in 2018 het ek die drama geskryf, My Kind is Jou Kind, en ons het dit in die ou Meelteater het ons dit opgevoer, want ek wou hê die kinders, dit was die premier daar, ek wou hê die kinders moet ondervind wat dit is, en moet op 'n verhoog deel te neem, en hulle het so goed gedoen, en ons moes dit weer terugbring in 2019, want toe het Ebos moes die Nederlanders wou dit graag kom kyk, toeriste gehad wat wil kom kyk, en die Amerikaanse student, en ons het dit weer hier in Klapmuts gedoen, op die verhoog, en ons het ook by Rietenbos skool in Ploeteswil gedoen. Fantasties, dis iets wat jy kan doen, nee, op die hotel. Ja, hulle het dit so geniet, en net om te sien, want weet jy, in die drama het ek byvoorbeeld ontdek, die een kind wil skool los. Dis in 2019, want sy het graad 11 het sy gedryp, en sy wou nie terug aan skool toe, en toe daar kleiner, jonger niggetjie vir my kom sê, agter die gordyn, Auntie Charmaine, Nikkie wil nie meer verder skool toe gaan nie, want sy het gedryp, en sy het die pa karakter gespeel, want sy is baie lekker groot en fris dogter, en ek het toe na haar toe gegaan en gesê, Nikkie, moenie, en sy het vir my gesê, maar daar is sekere tools wat sy nie altyd het om haar take te doen nie, of sy sukkel, daar is niemand wat kan help nie, toe sê ek van, maar ek sal jou help, dan kry ons mekaar by die biblioteek, dan help ek vir jou daardeur, so gaan terug skool toe, en ek het dit gedoen. Weet jy wat 'n riem onder die hart was dit vir my, die einde van 2019, sy het ons nou toe teruggegaan, toe sy vir my sê, Auntie Charmaine, ek het geslaag, ek is 'n matrikulant nou, en weet julle, ten spyte van COVID, sy het haar matriek geslaag. Dis baie cool. En dit is wat ons wil hoor. Voorbeeld, nee, ja, dis 'n gevalle studie. Ja, dis 'n gevalle studie, nie soos die enetjie wat geboelie was nie, daar's nog 'n ene waaraan ek nog werk, wat ook deur boelie gegaan het, trauma by die skool, maar ons werk daaraan, maar sy, die groot ding daar is net soos met die boelie geval is, dat sy moet skool verander, want jy kan nie bly by die skool wat die boelies is nie, want dan kan jy nie heel word, jy kan nie vorentoe gaan nie, so ons werk daaraan, werk met die familie ook daaraan, en met die skool dat ons, en met haar ook self, maar ek weet, daar gaan ook 'n suksesstorie van kom, want ongelukkig is dit so, ons kan nie net 'n staffie swaai en sê weg met bullying nie, of weg met die abuse nie, dis maar altyd daar, ons kan werk daaraan, ja, ons kan werk juis aan die kinders, want hulle is môre se groot mense, sodat hulle dit nie ook doen,
in die toekoms nie. En dit is ook een van my goedjies waaraan ek werk as 'n gender-based violence coach ook. Nee? Fantasties, dit klink of jy baie drome het vir Klapmuts, vir jou, vir jou gemeenskap en dat dit elke persoon tot sy reg kom. Ek wens jou voorspoed toe. Ek hoop baie meer mense hoor van jou en waarmee jy besig is en sal by jou aansluit en insette lewer. Ja, asseblief, en ek sal bly wees as enige iemand wat as jy 'n wit papier het of enige kuns jy weet die verfkwaste of ou verf wat jy nie meer gebruik nie, julle is welkom om dit hier te bring na 8 Merchantstraat in Klapmuts. Want dit is wat ons baie nodig het en ek het nou die vriendin met wie ek die pottery doen, wat ek vir jou gesê het, en sy het vriendinne en af en toe dan kry ek bietjie verf, maar onthou, is baie keer het ek amper 100 kinders en hulle my keer papier, hulle my keer kwaste, want ek moet nou my kwaste as kunstenaar moet ek ook maar deel, dan leer ek net vir hulle mooi hoe hulle met die kwasties moet werk, sodat dit nou nie verniel nie, en dit is al hierdie goedjies van, sodat hulle, jy weet, die kunstenaar sal weet. So ek leer vir hulle al die beginsels dan, sodat hulle weet, dis hoe jy werk met dit, dis hoe jy werk met allerhande, want ons doen ook recycling en upcycling doen ons ook. Fantasties. Ja. Soos jy, maar ons sal nog 'n hele reeks net oor jou inligting en inisiatiewe kan doen. En ek is so bly met die Ebos Heritage projek, want met hierdie spys wat ons nou gaan doen, en daar het ons maar reeds 'n voorbeeld van 'n sak wat ons soos jy kan sien daar, 'n spys. Want ons gaan sakke doen en dan ons gaan papiersakke doen. Dis is die recycling nie. Wonderlik. Ek gaan jou daar stop. Ja. Ek dink ons het genoeg inligting. Ja, baie dankie. Baie dankie. En ondersteun. Ons gesels weer vorentoe, want ons weer met Martie kuier. Totsiens. Totsiens.